Goeienaand. Baie welkom by vanaand se Hemelvaartdiens. Maar nie net is dit vanaand Hemelvaart nie, dis ook die begin eintlik van ons Pinksterreeks, maar ook die einde van ons Paastydreeks. En vanaand dink ons saam na oor Christus se Hemelvaart. Die dag toe hy opgevaar het na die hemel. Hierdie hemel en die aarde nader aan mekaar gekom. Het ons geestelike en ons fisiese lede hier op aarde nader aan mekaar gekom. By mekaar gekom. Tot vervulling gekom. En daarom is ons gebed nou en die dae kom dat die Heilige Gees in ons sal inspireer en lei, en ook sal stuur hier waar ons bly en leef. So ons gaan net sit, en dan sing ons saam hierdie gebed, kom o Skepper Gees, kom in al die volheid.
Geliefdes, genade en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, wat geleef het, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, sodat ek en jy deur die krag van die Heilige Gees kan leef. Die Heilige Gees in ons kan hê, en sodat ook ek en jy deur die werk van die Gees hier, in hierdie wêreld, in hierdie tyd, vandag, Christus se liefde kan sien, sy hoop kan ervaar en geloof in hom alleen kan hê. Dit is die waarde van die Hemelvader. En daarom sal ons ander volharding geloof. Want die geloof wat ons het, kom nie uit onsself uit nie. Dis 'n genadegawe van God. Ons gaan staan in die Here deur die bly volharding soos wat weet. Dis hy wat die oorwinning behaal. En behaal. Here, dankie dat U die een is wat vir ons die gawe van geloof skep. Dankie dat U ons krag gee elke dag om hierdie geloof te kan leef. Here, dankie dat hierdie geloof ons met hoopvolle oë na U wêreld laat kyk. Ons loof U prys U naam. Amen. Julle kan sit. Ons Pinksterreeks se tema is dat ons stukkie vir stukkie die vorm van Christus wil aanneem. En dat ons voortdurend op soek is in ons geestelike lewe na maniere, hulpbronne om meer te groei in ons geloof.
En in hierdie tydjie gaan ons spesifiek kyk na ons spiritualiteit. Dalk 'n bietjie van 'n vreemde woord, party van julle is dalk al meer bekend daarmee. Dat ons mekaar sê, elke mens, hoor my mooi, elke mens, Christen of nie Christen, het 'n spiritualiteit. Elke mens is deel van ons persoonlikheid, maar as gelowige Christen lyk ons spiritualiteit anders. Maar binne daardie spiritualiteit is daar verskillende vorme daarvan. En elkeen van ons uniek deel daarvan. En vorm ons saam hierdie liggaam. Vanaand, met hemelvaart, gaan ons eintlik net so 'n bietjie saam sit en praat oor ons liefde vir God, vir mekaar, maar ook waar ons krag vanaf kry om te kan glo. En wat gee ons uiteindelik 'n anderste kyk op die wêreld, daar buite op die stukke tyd, maar ook die mooi. Wat se bril het ons op as ons na die wêreld kyk? Nou die van julle wat al 'n bietjie ouer is, sal die Heidelbergse Katekismes iets bietjie meer bekend wees as vir die jonger jong. Hulle het ons nie geleer soos ons het geleer nie. Ek sluit myself in, wat hierdie genade ek nou dit op universiteit moes doen. Ek het dit nou nie in katekese geleer soos julle nie, maar wel op universiteit. En die Heidelbergse Katekismes help ons om iets van die hemelvaart te verstaan. Want dit vra spesifiek die vraag, wat is die nut daarvan? Ek is ons nou dink oor vandag. Het julle vandag in die werk, in die dag, eerstens gevoel dat dit 'n anderste dag is as enige ander werksdag, enige ander donderdag, en vir party van ons was hy nog ekstra die mekaar. En het hy ekstra uitdagings gehad. En dan dink ek myself, so, wat is die nut nou eintlik van hemelvaart? Vanoggend sê Mina vir my, ja, die kinders het nou nie eers vandag skool toe gaan nie, hulle het afgekry dat se hemelvaart. Ek sê, ek weet, ek is rede lang terug op skool gewees, maar ons het nie afgekry dat hemelvaart nie. Ek sê vir hulle, wat het hulle vandag? Sy sê, nee, dis al probleem. As hulle nou maar eerder laat skool toe gaan, en saam na kerk toe gaan, dat hulle weet hoe bly hulle is. Maar nou, wil ek sommer niet stad. En dis presies dit. Ons kan hierdie dag aan verby gaan. En die vir mekaar sê, wat is die nut van hemelvaart? As dit nie was vir hemelvaart, ek my jou geloof niks beteken nie. En ek en jy nie die realiteit van Christus se lewe, se kruis en se opstanding om ervaar nie. Daarom is dit so belangrik dat ons mekaar sê, ja, geloof het baie te doen met jou kennis van God. Maar geloof het ook baie te doen met jou ervaring van God. En hoe jy dan daardie kennis en ervaring leef in die wêreld. Hemelvaart bring hierdie wêrelde vir ons by mekaar. Voordat ons dan kyk na wat is spiritualiteit ons is en wie ons is in ons geloof, moet ons eers vir mekaar sê, wie is hierdie Christus wat in ons woon en in ons werk deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie Here is die regerder oor die ganse kosmos, die hele wêreld, alles wat bestaan. Jesus se menswording, sterwe, opwekking en hemelvaart is uiteindelik die gebeure wat vir ons feitelik dra en ons geloof bou. Dit is vir my en dit is vir jou. Ons taak is om in hierdie realiteit te groei. Dit is eie te maak. En toenemend na die wêreld te kyk. En te vra, hoe kan ek vanuit die realiteit van Christus in hierdie wêreld 'n verskil wees?
Vanaand skryf ons 'n nuwe psalm saam met Paulus. Ons kyk nie op na die berge nie. Ons kyk op na die wolke. En in elke wolk sien ons Christus, die ware Christus. En voordat ons hierdie gebed lees, kom ons dra vir 'n oomblik stil en ons weet wie hierdie Here is. Daarom wat ek gehoor het van julle geloof in Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid sal gee, om hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestespoore sal openbaar. Ek bid dat hy julle geestespoore so sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy beginne en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het.
Dan staan daar vers 9, dat die onvergelijkbare grootheid van sy mag. Ander vertalings staan daar in 'n geweldige groot, sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en op die hemel aan die regterhand wat sit het, hoog, waar alle bose magte en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bediening nie, maar ook in die bediening wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom wil alles verlief, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Ek kan amper, as ek die woorde lees, myself nie inhou, dat ons as kerk die volheid van Christus by alles opvul. En dit is presies dit. Die Heilige Gees is ek en jy. Die beeld van Christus is volheid vir die wêreld. En dan dink ons weer, dit is net te goed om waar te wees. Wel, wat Paulus van ons vra is, as ons die oor van ons harte sal oopmaak, dan sal ons anders kyk na die wêreld. Ons sal anders sien in die wêreld in. As ons oor van ons harte sal oopmaak, dan sal ons stukkigheid van die wêreld vir ons 'n geleentheid skep vir getuienis. Sal die stukkigheid van die wêreld vir ons 'n geleentheid is om meer van Christus te wees, meer te gee, meer van sy volheid te leef. Met Jesus se hemelvaart moet ons oë oopmaak vir die unieke manier waarop Jesus hier en nou koning van die wêreld is. Hierdie gebed is 'n stukkie dankie sê, maar ook 'n voorbereiding. 'n Dankie vir geloof en liefde, vir geloofsvolwassenheid, vir groei in geloof, vir die volheid van Christus in ons. Maar terselfdertyd 'n voorbereiding waarin God gevra word vir geestelike wysheid, vir kennis, dat ons begrip vir mekaar sal groei, sodat ons anders na die wêreld sal kyk. Uiteindelik vra dit van ons dat ons God self sal leer ken, maar dat ons deur ons kennis van God die hoop van ons roeping sal begin sien, die hoop in ons roeping sal begin sien. Sal ervaar dat ons is gered om in hierdie tyd, op hierdie plek, die verskil te wees, die volheid van Christus te wees, sodat ook ons die rykdom, die skat is, wat sy erfenis kan ervaar. Want wat is God se erfenis? Dis die volheid van Christus. En ek en jy het elkeen 'n stuk daarvan. En dan is die Bybel staan. En dan is Anata, of Johannes, of Jacobus, die volheid daarvan. Nee. Die liggaam van Christus, saamgesloot voordat die volheid van Christus in die wêreld. Om met nuwe oë na die werklikheid van die lewe te kyk, vra dat ek en jy ook met nuwe oë na die werklikheid van Christus kyk.
sodat sy liggaam vir my en jou kan breek. Sodat ek en jy vergifnis kan ontvang en dit ons eie maak, sodat ek en jy die verlossing kan ervaar en daai kan leef. Dit is wat met ons gebeur, dat daai gebeurtenis ons lewe verander, sodat ook ons as opgestane Christene kan leef. Nuwe lewe, nuwe mense. Sonder dat ons met ontevrede oor na die wêreld kyk, asof ons altyd meer soek, sonder dat ons vashou aan die materiële dinge in die wêreld, maar dat ons sal uitsien na die skat wat Christus self in ons sit. Uiteindelik ontvorm dit wie ons is. Want as ons die brief van Efesiërs verder gaan lees, dan sien ons hoe Paulus dit in alles begin beskryf. In die identiteit van die mens, dat ons is uit God se liefdesdaad vir ons gebore, nie gemaak. Dat hy vir ons uiteindelik nuwe betekenis aan ons verhouding wil gee. Dat hierdie nuutheid uiteindelik moet gedeel word met mekaar. En ons huwelike en ons verhouding met ons kinders, maar ook met ons werksmense. En dat dit betekenis kry, wanneer ons as kerk ons laat toerus deur die gawes van die Gees, sodat ons in diens van die Here kan staan. Maar om dit alles te kan ervaar en vir God te kan ken, is dit nodig dat ons 'n openheid sal hê vir die krag van God. Sodat ons hierdie diep gewortelde kennis van God kan sien en ervaar. Sodat ons die begrip wat God vir ons aanleer in ons lewens kan inbou, maar ook kan uitdeel. Sodat ek en jy waardering kan hê vir die rykdom wat daar in Christus se erfenis is. En so ook waardering vir mekaar. Sodat ek en jy vertroue kan hê in die krag van God wat in ons werk. Sodat ons ook die krag van God met mekaar kan deel in gebed, in diensbaarheid en in getuienisse. Hemelvaart leer ons om volgens die hemelse musiek en die hemelse ritmes te leef. Nie net om uit te sien om eendag die volheid daarvan te sien, maar om nou reeds te leef. Daar is so baie wat sê, ek was al op die maan, ek het nie vir God gesien. Ons het al satelliete in die lug, hy is nie daar nie. Hy is hier nog reg, hy is nie daar nie. Want hy is hier, in ons, deur ons. En hy self kom leef in hierdie geloofsgemeenskap, sodat hierdie mense sy liefde kan ken. Sodat hierdie mense die hoofvolle oor na die wêreld kan kyk. En sodat hierdie mense die krag van die Here kan ervaar. Paulus sê hier dat ons as kerk uiteindelik alles moet vervul. En ek lees dit vandag 'n storie van 'n man wat gedurende die 7 jaar van 1861 en 1868 is 'n dosent en studente van William and Mary College in Virginia huiskool gestuur. Die skool is toegemaak. Een persoon het vergebly. Die kollegas hoor, elke dag het hierdie man iets gedoen wat ander as absoluut gek beskou het. Hy het elke dag van sy kantoor af geloop na die kapel toe en klok gelui. Niemand was dan daar om te hoor nie. Hoekom op die ander by die klok gelui? Maar hy het steeds elke dag na die klok toegestaan en omgelei. Dit was 'n doelbewuste daad van hoop, dat die stilte van die kampus nie die laaste woord was nie. Hy het vasgehou
aan die woord. Ons is mense van woord. En ons kan hierdie woord vir die mense rondom ons wees, die volheid van Christus nou lees in ons lewens in te bou. En vir baie kan dit gek klink, of selfs gek klink. Maar ons kan daar net die klomp wees, wat lei, wat ander herinner, dat Christus hier teenwoordig is. Wat het jy al ooit gewonder hoe lyk sy klop? Weet enige een van julle hoe bly is oor die klop? Ons voel ter die erediens aan, dit is die doel van die klop, sodat die mense moet weet, hier gaan 'n samekoms van gelowiges wees. Dis 'n aankondiging. Dit skep verwagting. En dit is wat ek en jy moet wees. Ek en jy moet die klop wees wat lei, wat 'n verwagting by mense skep, waarna mense uitsien, sodat ook hulle Jesus kan sien. Hoe doen ek en jy dit? Hou jou oor op Jesus. Wanneer jy aan die tyd, leer ons staan. Here, ons onthou dat U vir ons gesterf het. Maar dat die graf U nie kon hou nie. Dit onthou ons plek. Ons onthou hoe U stralend teruggaan het na U Vader in die hemel. En ons glo dat U in glorie na ons sal terugkeer. Here, en alhoewel ons sedert die hemelvaart nie met ons oë kan sien nie,
weet ons dat U op 'n wonderlike wyse deur die Gees steeds by ons is. Dat U dit vir ons in die woord nagelaat het, dat U al die dae met ons sal wees totdat U terugkom. Dankie dat ons daarom aan U kan dink, as ons getroue vriend, wat ons nooit in die steek laat nie. Geduldig na ons vreugdes en vrese luister. Here, maak dit 'n werklikheid in my lewe. Leer my om by U te kom as ek bang en teleurgestel en te frustreerd is. Maar ook te kom dankie sê, wanneer geluk my oorrompel, hoop my opvlam, of die vrede in myself. Here, hoe kan ek ooit my dankbaarheid vertoon? Dat U nou reeds deur die Gees in ons bly, dat ons eendag ewig by U sal woon. Here, ek loof U, Vader, Seun, Heilige Gees, wat regeer as ons enige God. Here, nou en vir altyd, tot in ewigheid. Amen. Ons gaan afsluit met die sing van 'n loflied, Lig vir die wêreld. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Sing ons met volheid, tot ons
Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, sodat die wêreld die Here se volheid kan sien. Die genade en die vrede van ons Here sal by julle wees. Amen. Die kinders kan nou vir ons die klok lei.